geleentheid soos hierdie waar ons kerkraad bevestig, is hierdie deel so direk van pas. Want die dominee en die ouderling en die diaken kan maar net sy funksie bring, kan maar net die vrug dra soos die Bybel dit uitdruk, wanneer hy ingeënt is in Jesus Christus. Ek dink by 'n geleentheid soos hierdie is dit nodig dat elke kerkraadslid, ook ek self, maar ook elke gemeentelid 'n oombliekie neem om na onsself te kyk. Ons moet vra soos, waarmee is ons as gemeente besig? Waarheen is ons op pad? Want die gevaar is dat ons so besig kan wees met al hierdie dinge en al hierdie reëlings en al hierdie projekte, dat ons nie by die kern van gemeente wees uitkom nie, en dit is om God te verheerlik. Ons sit vandag hier met 'n klomp verskillende gevoelens en emosies. Van die gemeente se kant af word daar gewonder, hoe gaan hierdie nuwe kerkraadslede hulle werk doen? Wat gaan hulle benadering wees in hulle onderskeie wyke waar hulle ingedeel word? Van hulle kant af weer is daar ook 'n mate van onsekerheid, want hoe gaan die wyk waarin ek toegedeel word my aanvaar? Sal ons alles kan doen wat van ons verwag word? En so kan ons voortgaan en uitbrei. Maar ek wil hê ons moet vandag die voorbeeld van Jesus Christus, die koning van die kerk, voor ons gedagtes bring. En dan spesifiek ons gemeente, hier in Potchefstroom, as deel van die groter kerk van Jesus Christus, moet ons 'n oomblik gaan stil staan en vir mekaar vra, waarmee is ons hier besig? In Johannes 15 gee Jesus self die antwoord op wat gemeente wees in werklikheid moet wees. Hy is hier in Johannes 13, vanaf hoofstukke 13 tot en met hoofstukke 17 besig met sy afskeidspreek aan sy disippels. Dit is die nag van die instelling van die nagmaal, en ook die nag waarin Jesus Christus gevange geneem gaan word. Dis ook daar waar Judas as verraaier ontbloot is en sy bose planne uitgevoer het. En in die lig hiervan kom gee Jesus Christus die oplossing. Die antwoord op die vraag wat dalk vandag in my en in jou gemoed ook daar leef. Here, hoe kan ons die lewe waarvan u so praat beleef? Dalk is die vraag vanoggend ook aan u elkeen, hoe gaan ons, of dan meer spesifiek ek, my lewe leef soos wat God van my vra? En dis die vraag waarop ek 'n antwoord moet soek. En dan is dit wonderlik om te sien dat Jesus Christus kom in geen onduidelike terme nie. En hy kom sê vir ons, skakel in by die lewensbron en leef. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle nie vrug dra nie. Terwille van die jong mense en die kinders, wat die Here eintlik maar net hier sê, as jou hart nie in my hart is nie, as ek nie jou hart in my hande kan vashou nie, gaan jy tot niks in staat wees. Daarom sê Filippense 4 ook vir ons, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. My en jou prestasies hier op aarde is eintlik van geen belang nie. Ons prestasies in die oë van Jesus Christus is wat die verskil in ons lewens gaan maak. En daarom wil ek graag hierdie teksvers van ons so 'n bietjie opbreek, dat ons so 'n bietjie meer in besonderhede kan gaan kyk. En dan wil ek begin, ek is die wynstok, julle is die lote. Die disippels, die geliefdes van ons Here Jesus Christus, die mense wat tot geloof gekom het, is die gemeente van Jesus Christus. Dit is die kerk wat leef
Dis nie 'n dooie gebou of 'n dooie monument wat iewers ter ere van iemand opgerig is, daar waar iemand dit kan sien nie. Die kerk is deel van 'n lewende organisme. Die kerk het net om een enkele rede bestaansreg en dit is as hy ingeënt is in 'n baie intieme kontak met die ware wynstok. 'n Wingerdloot wat nie uit die wingerdstok groei nie, wat nie sy krag uit hierdie wingerdstok kom put nie, is nutteloos. U en ek kan met hom vuur maak en dalk 'n stukkie vleis braai, maar dan is hy heeltemal tot niet. En so is u en ek wat nie ingeënt is in die ware lewens, die wynstok, Jesus Christus nie, se lewens eintlik van geen aard en van geen doel nie. Ons as gemeente is die wingerdstokke. Ons is baie lote wat uitloop vanuit die ware wynstok. Potchefstroom is redelik sentraal geleë as 'n mens kyk na die hele opset van Suid-Afrika. Maar het jy al gedink watter effek kan ons vrugte hier in ons gemeenskap, maar ook wyer? Wat 'n invloed kan dit hê? Ons moet nie maar net bestaan nie. Ons moet nie maar net aan die gang bly en tevrede wees met dit wat ons het en maar net aankarring nie. Die woord van God kom en hy sê vir jou en vir my broer en suster, jy moet leef. Ons is nie maar net hierdie dooie gebou waar ons die voorreg het om te kom aanbid en die Here se naam groot te maak nie. Ons is nie maar net 'n monument ter herinnering aan iemand anders nie. U en ek is die kerk van Jesus Christus. U en ek moet gaan leef dit wat die wêreld moet sien om ook 'n behoefte te kry om te kom onder die geklank van die woord van God. As gemeente moet u en ek baie versigtig wees, soos ek al in die verlede ook gesê het en ook hier by u, dat ons nie so besig is met die dinge van God, dat ons nooit by God van die dinge uitkom nie. Ons hoef nie te leef, sodat mense moet sê, daardie en daardie persoon is dan maar oulike mens nie. 'n Gemeente moet dinamies wees, ons moet aanpasbaar wees, ons moet kan leef tot eer van God. En dit kan ons alleenlik doen, as ons in 'n intieme verhouding met die enigste bron van lewe in hierdie wêreld is. En dit is waarmee u en ek ons primêr moet besig hou. Dit moet die alles oorheersende rede wees, die hoofsaak van waarom u en ek hier by mekaar kom. Die tweede deel van ons teksvers sê, wie in my bly en ek in hom, dra veel vrug. Kan ek vanoggend vir u vra, en ek is maar 'n kort rukkie hier, so moet dit nie persoonlik opneem nie. Maar waarom dra ons as kerk van Jesus Christus in die wêreld so min vrug? U en ek wat 'n hoop op die ewige lewe het, wat 'n toekomsverwagting het. Hoekom dra ons so min vrug? As ek u vanoggend moet vra, en ek gebruik die voorbeeld ter wille van die kinders wat ook hier is, kan 'n stofsuier sy werk doen as hy nie by die muur, by die kragprop ingeprop is nie? En ek wil vir u vanoggend kom en ek wil vir u sê, dis hoekom die kerk oor die lengte en die breedte van die wêreld so min vrug dra deesdae. U en ek is nie meer ingeprop in die lewensbron van lewe nie. Ons kontak met die bron van lewe is soos die kragonderbrekings wat ons ondervind in die land waarin u en ek woon. So van tyd tot tyd is daar 'n opflikkering, maar nou is alles weer dood. En dan weet ons dat veral Johannes se evangelie sê dat die ewige lewe begin die oomblik as jy jouself aan Jesus Christus oorgee. Met ander woorde, dit begin reeds nou hier in hierdie lewe. Is dit 'n leer
is dit sommer net 'n fabel of 'n storie? Nee. Jesus Christus het dit self gesê. En nou kom die vraag na u en na my, hoeveel van hierdie ewige lewe, hierdie nuwe hemel en hierdie nuwe aarde, beleef ek en jy reeds vandag? In dieselfde gedeelte wat ons gelees het, kom Jesus Christus en hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die ware wingerdstok, wat die ware lewe gee, sodat ek en jy opgewonde kan wees, dat ons kan lewe in oorvloed. Skakel in by hom, en jy sal verbaas wees oor die vrug wat jou lewe dra in die wêreld. Dan kom ons by die gedeelte van ons teksvers waar die Here sê, sonder my kan julle niks doen nie. Broeders Kerkraad, ek het vir u slegte nuus vanoggend. As jy nie by Jesus Christus ingeprop is nie, kan jy vir hierdie gemeente niks beteken nie. Soek daarom na die wil van God in jou lewe, en jy sal van waarde wees vir sy gemeente. Kyk maar na 'n rivier. Ons het die voorreg gehad, daar vroeg in Januarie met die eerstejaarskamp, om daar langs die Vaalrivier te wees, saam met die studente. Dis net dooie visse wat saam met die stroom dryf. So is die mens wat nie vasgegroei, wat nie ingewortel is in Jesus Christus nie. Ons is totaal en al van hom afhanklik. Daarom vra hy volle oorgawe van ons. Daarom kan u en ek niks terughou. Daarom wanneer ons broers ouderlinge, broers diakens, wanneer ons net bevestig word, kom staan ons hier en ons maak 'n belofte voor God. En ek sê dit vanoggend hier voor die hele gemeente. Ek gaan u verantwoordelik hou vir u belofte vanoggend. As ons nie doen wat God van ons vra nie, gaan daar opgetree word. Sonder Jesus Christus is ons niks. Maar met hom is ons alles. Is ek tot alles in staat? Ons lees die Bybel, met my God storm ek 'n bende, met my God spring ek oor 'n muur. Daarom kan ons ook soos Paulus daar in Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat, deur hom wat vir my die krag gee. Hy kon dit sê, want hy wat Paulus was werklik ingewortel, ingeënt, ingeplant, noem dit wat jy wil, in die ware wynstok. Jesus sê selfs vir ons in Johannes hoofstuk 7, van die een wat by hom ingeskakel is, en ek wil hê jy moet dit vanoggend mooi hoor, as jy niks anders onthou nie, onthou dit. As jy ingeskakel is by Jesus Christus, dan sê hy vir ons in Johannes hoofstuk 7, strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei. Jy sal nie kan terughou nie. Want God gaan dit laat oorborrel, soos 'n fontein wat net eenvoudig loop waar hy wil. Liewe gemeente, ons kan en ons moet hierdie lewende water laat vloei na daar waar die Here dit lei. Nie net hier in Potchefstroom nie. Ook daar waar ons paaie op lang paaie gaan, daar was ek en Annette die afgelope week in Port Elfrid. Ja, weliswaar by 'n begrafnis, maar het ek hierdie strome van lewende water laat uitvloei na hulle wat my pad gekruis het? Ons moet dit vir hulle gee. Dis ons roeping, dis ons taak, dis ons opdrag. Skakel by Jesus Christus in, want hy is die ware wynstok. En ek weet, in baie van u se gemoed is daar nou 'n vraagie. Ja, dominee, dis maklik om dit te sê, want die Bybel sê dit vir ons. Jy het geleer om die Bybel te bestudeer en vir ons 'n uitleg te kom gee, sodat ons dit beter kan verstaan. Maar hoe moet ons inskakel? Hoe doen ons dit? Dan kan ek vanoggend vir u sê, bid. Bid dat die Here vir jou die wysheid, die insig, die leiding gee, om dit wat jy doen, te doen tot sy eer. Ek dink ons sal in die tyd waarin ons lewe, weer moet leer bid.
Toe Daniël daar in hoofstuk 10 vasgevang was in 'n volk van God wat moedeloos is, wat nie meer weet herwaarts of derwaarts nie, het hy vir 21 dae aan mekaar gebid. Hy het gevas sodat hy net dit gebruik het om aan die lewe te bly. Vir 21 dae. Ek is te bang om te vra, steek hande op, wie bid 21 minute op 'n dag? Daniël het vir 21 dae gevas en gebid voor sy God, vir sy volk. Deur gebed, ware gebed, skakel 'n mens in by God. Dis asof jy daardie muurprop opnuut so stampie gee, laat hy weer ordentlik krag kry. En kan jy met die krag van God verder lewe. Terwyl 'n mens werklik met God in gesprek is in gebed, wortel die Heilige Gees jou in hierdie wingerdstok en hy laat jou groei en hy laat jou begin vrug dra ongekend vir die wêreld daar buite. Ons maak die fout om gebed as 'n middel tot 'n doel te gebruik. En dan's daardie doel my eie doel. Dan is ons geneig om net te vra dat die Here moet seën wat ek in elk geval graag wil doen. So jy sien, dit gaan oor my. Dit gaan nie oor God en sy wil nie. Oswald Chambers het geskryf, en ek wil dit graag in Engels vir u probeer aanhaal. Prayer does not fit us for the greater works. Prayer is the greater works. Gebed is nie net ons middel tot 'n doel nie. Gebed is die doel. Dit is vir my duidelik in die tyd waarin ons leef, dat ons weer sal moet herontdek wat gebed werklik is. Want jy, Christen, dis jou eerste taak. Kerkraad, julle sal veel meer moet bid vir jou wijk, vir jou gemeente, vir jou medebroer en suster in die geloof. Ja, dominees sal veel meer moet bid. Ons sal weer ons binnekamer ons eerste prioriteit moet maak. Ons sal eers werklik by die kragbron van die lewe uitkom, wanneer ek op my knieë voor God is en bid met alles binne in my. Broeders, nuwe kerkraad, broeders, ou kerkraad, dominee, jouself. Liewe Christen, medegelowige, ons is soos 'n ongebore baba wat net leef van dit wat hy deur sy moeder se naaldstring ontvang. So kan ons dit net beleef wat ons deur werklike gebed van God afbid. Ons gebed moet wees soos daardie naaldstring van die ongebore baba, wat die kind aan die lewe hou, en so moet u en ek lewe. Daarom vra ek vanoggend vir elkeen van u, maar ook vir myself, hoe lyk jou gebedslewe? Het dit absolute prioriteit in jou lewe? Want onthou, dis die naaldstring wat vir jou die lewe gee. Johannes 15 vers 7 wat ons so pas gelees het. As julle in my bly en julle woord en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Gebedsverhoring word hier meer as een keer gewaarborg, maar telkens is daar 'n voorwaarde. Bly in my, sê Jesus Christus. As ons werklik in die wingerdstok bly, dan sal ons in die wil van God wees. Ons sal vra na sy wil en ons sal dit kry, want dis 'n goddelike belofte. Ten slotte wil ek vir u wat vandag kerkraad word, of as kerkraadslede bevestig word, die Here van die kerk het julle vir hierdie spesifieke doel en taak geroep. Julle het tyd gehad om dit te oordink. Wat die antwoord op die vraag in julle hart is oor julle wyke, sal julle weldra uitvind. Maar weet dit, hy wat julle roep, is getrou. Julle moet net begin hou by dit waartoe hy julle geroep het.
Dit vind jy van dag tot dag uit, terwyl jy in hierdie intieme kontak, in hierdie intieme verhouding met jou werkgewer bly. En dis Jesus Christus. Hier is hy my en jou werkgewer. En dit moet u onthou, en gemeente, dit moet u ook weet. U is nie in diens van 'n dominee nie. U is in diens van God Drie-enig wat roep. Wees daarom bo alles aan hom getrou. Wees bo alles aan hom en sy woord gehoorsaam. Mag hy, die God wat julle geroep het, en al ek glo baie snoeiwerk gedoen het, dan ook vir julle hierdie gemeente so snoei en julle gebruik om te snoei, sodat hierdie gemeente opnuut 'n sieraad van God kan word. Dat ons weer kan vrug dra tot sy eer en tot sy verheerliking. Onthou, die sleutel van wat Jesus vandag vir elkeen van u en van ons vra is, skakel in by die lewensbron en leef. Vers 5 van ons geleesde gedeelte sê, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin, vers 8, is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Broeders Kerkraad, en dan sluit ek myself daarby in. Kom ons raak weer dienskneg by uitnemendheid na die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gestel het. Kom ons hou op met ons eie agenda en ons eie persoonlikheid. Kom ons neem die persoonlikheid van Jesus Christus aan en ons leef dit wat hy van ons vra. Dis regtig my gebed vanoggend dat dit sal waar wees in ons gemeente. Dat dit sal begin deur die leiding van die Heilige Gees by myself, by elke ouderling, by elke diaken, by elke lid van hierdie gemeente wat in die ampt van die gelowige staan. Dat dit wat ek wil doen, my eerste antwoord moet wees op die vraag, is dit tot eer van God? Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, as ons stil word vanoggend, dan kan ons nie anders as om ons koppe in skaamte te laat sak, omdat ons so besig is om ons eie agendas te dryf en ons eie belangstellinge en voorop opgestelde idees, dat ons nie tyd het om by U uit te kom nie. En daarom, Here, wil ek in diepe afhanklikheid vanoggend hierdie gemeente aan U kom opdra, en ek wil kom pleit en kom bid en kom intree vir myself, maar ook vir elkeen van hulle, dat ons eie agendas, die eie ek in my lewe op sy sal skuif, en dat ek soos die voorbeeld van Jesus Christus toe hy op aarde was, dienskneg by uitnemendheid sal word, tot sy eer, tot sy verheerliking, maar ook tot my eie saligheid. Help ons deur die leiding van U Heilige Gees, om ons denke te vernuwe, om ons uitkyk op die lewe te verander, om Jesus Christus, die gekruisigde, as riglyn in ons lewens te sien. Dit bid ons, in die naam van Jesus Christus ons Here, ons Verlosser, ons Koning, ons Saligmaker. Amen.